Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons het verlede week gepraat oor die belangrikheid van stil word, stil wees, stil ruimte skep en natuurlik in hierdie stilte wat die stilte aan ons doen. Ek wil 'n bietjie verder gaan en ek gaan begin deur 'n paar algemene aanhalings te noem oor stil wees en stilte. En verskoon my as ek nie in alle gevalle die name van die persone wat hierdie stellings kwyt geraak het kan verskaf nie. Ralph Waldo Emerson het gesê, as ons stil is, dan hoor ons die fluisteringe van die gode. En dit het my so baie laat dink aan hoe stil word en stil wees en bepeinsing ons werklik kan help om by daai indagtigheidsmoment uit te kom, waar ons in ons stilte dan ons afsonder voor die Here. Dan is daar ook iemand wat gesê het, stilte het eintlik meer musiek in as enige lied. En ek dink iets van hierdie stilte en stil word is as het ware dat ons so stil word en probeer dit 'n bietjie, dat ons eie hartklop kan hoor. En as ons sê, dit is eintlik meer musikaal as 'n lied self, wat sê stil word in myself? Stil wees, die uitskakeling van enige werklike klanke, maar ook die geraas van gedagtes wat almekaar deur my vloei en kom aanmeld. Wat sê dit van my as ek hierdie totaal kan uitblok en my kan in soveel gefokuste aandag op hierdie stilte in myself toespits? Wat hoor ek van myself? Hoe dink ek oor goed? Want dit is so, om stil te word help my om helderder te dink, omdat uit die aard van die saak daar terme van die neurochemiese stowwe wat afgeskei word, maak dit vir my moontlik om beter te konsentreer en dan het ek helder denke. Aan die ander kant, wat maak dit met my emosies? Daar's mense wat regtig nie kan stil wees nie. Emosioneel sal hulle amper 'n paniekaanval kry as hulle regtig moet stil wees. Dis asof hulle vrees vir hierdie stilte ontwikkel. Hulle moet die hele tyd besig wees. Hulle moet sorg dat die hele tyd aan die gang is. Dis as dit ware asof hulle op 'n trapmeel is en hulle kan nie van hierdie trapmeel afklim nie. Verlede week het ek ook gesê, om werklik te kan stil word, verg 'n mate van dissipline. Selfdissipline, dit is iets wat ons vir onsself aanleer. En dit is amper 'n ritueel wat as ons dit kan doen, hoe meer ons dit doen, kom ons vinniger by hierdie plek van stilte. En ek wil dit so noem, aan die hand van 'n spesifieke soort ontspanningsoefening van 'n persoon met die van Jacobson, wat ons baie keer vir ons kliënte leer, waar ons sal sê, en daar's twee maniere. Die een is, jy kan dit fisies doen, of die ander is, jy kan jou dit voorstel. Met ander woorde, jy kry 'n beeld hieroor. Ons begin byvoorbeeld deur te sê, jy konsentreer daarop
dat jy jou tone saamtrek en ontspan, jou voete saamtrek en ontspan. Nou wat ek net nou bedoel het, is jy kan dit of fisies jou tone saamtrek en ontspan, of jy kan net letterlik jou indink hoe jy jou tone saamtrek en ontspan. Jou voete, jou enkels, jou kuite, jou knieë, jou bobeenspiere, jou maagspiere, jou diafragma, en so gaan jy deur al die dele van jou liggaam, jou borskas, jou arms, jou hande, jou vingers, jou nekgedeelte, jou gesig, jou voorkop, ensovoorts. En totdat jy dan in 'n totale staat van ontspanning is. Nou aanvanklik as jy hierdie doen, dan gaan dit jou omtrent so seker 10 of 15 minute doen, as jy dit baie deeglik doen. Want met elkeen van hierdie saamtrek en ontspan, het sy, of jy dit vir jouself visueel voorstel, en of jy dit fisies doen, fokus jy natuurlik ook daarop, hoe jy asemhaal. Daardie 4 tellings in, hou jou asem vir 4 tellings, en dan blaas jy jou asem uit vir 4 tellings. 4 tellings asem in deur jou neus, hou dit, en dan blaas jy dit, nie soos in, verskoon my dat ek dit nou so doen, maar ek moet dit vir julle kan demonstreer. Jy blaas dit saggies, amper, nie 'n fluitgeluid nie, maar 'n langerige, sagter geluid, hoe jy jou asem dan uitblaas. So in hierdie proses, deur die tyd wat jy kom by, sê nou maar jou gesigspiere, jou wangspiere, jou voorkop, of wat ook al, is jy regtig al redelik ontspanne. As jy die oefening baie goed doen, en jy doen dit gereeld, en as daar behoefte is, dan kan ek julle deur die hele oefening in detail so vat op 'n keer, maar as jy dit baie gereeld doen, dan kom jy agter dat jy dit omtrent in 5 minute se tyd kan doen, want jy het jou liggaam al so gedissiplineer om dit te kan doen, dat dit baie maklik kom. En dit is die selfdissipline wat jou help, omdat jy dit gereeld in oefen. Om by stilte uit te kom, beteken hierdie selfdissipline dan ook, dat ek myself help, om vinniger die geluide rondom my, die geraas rondom my, die emosionele geraas rondom my af te skakel. Ja, ons weet almal, ons sê, silence is golden. Daar's iets in daardie moment wat ons ook sien, baie keer in vroegoggendse sonsopkoms of laat aand, ons praat van die aandlemuur, die wat nou nie so onbekend is aan wat ek nou hoor deesdae die argaïese Afrikaans is nie. Maar dis daardie mooi tyd wat ons kyk na die sonsopkoms of die sonsondergang, wat net, dis regtig 'n prentjie van kleure. Dit laat ons met so lekker warm gevoel. En dit is vir my wat hierdie silence is golden, of dat stilte goud is. Dis die beeld wat dit by my oproep. En dan is dit ook so dat daar van die mense is wat sê, stilte is daardie, in aanhalingstekens, bewustelike slaap, wat my help om by wysheid uit te kom. En die mooi vir my hiervan is, ja, as ek regtig kan stil word, en die geraas afskakel, en ek begin helderder dink en konsentreer, het ek baie beter perspektief, en is dit vir my dalk baie keer makliker, om by 'n sekere oplossing of 'n antwoord uit te kom. Dan is daar ook die wat sê, om helder te kan dink, as gevolg van stilte, skep 'n binneruimte vir myself. En dit sluit aan by wat ek nou reeds gesê het, want dit laat my toe, om in hierdie ruimte, wat vir my moet veilig en lekker wees, ook te kan bepeins, te kan mediteer, oor dit wat ek graag op wil fokus. Daarom, en dit is ook interessant, is daar ook mense wat sê, dit word eintlik, in aanhalingstekens, 'n wapen van mag. Hier is nie 'n magsbeheptheid nie, maar dit stel my in staat om te weet wie en wat ek werklik is,
En dit stel my dan verder in staat in my wees, my leef, my uitreik na mense, om dit sodanig te doen, dat ek dit doen vanuit 'n plek van autonomie, van selfversekerdheid, nie hoogmoed nie, maar 'n selfversekerdheid gekoppel aan 'n diep innerlike wete van wie en wat ek regtig is. Liewe luisteraars, as ons verder gaan, dan kan ons ook vir mekaar sê dat stilte eintlik iets is wat baie meer werd is as 'n klomp woorde. Het sy wyse woorde, ja, of selfs betekenisvolle of betekenislose woorde. Want om my binneoor aan te skakel, as ek dit so kan sê, bring vir my 'n binneverbintenis met myself, wat ek op geen ander manier kan kry nie. Nou, verlede week het ons vir mekaar gesê dat hierdie stilte help my die aard van die saak om my stres te verminder. Ek wil tog iets hier sê. 'n Goeie kollega van my wat in huweliks- en gesinsterapie gespesialiseer het, het altyd die volgende metafoor gebruik en gesê as hy met 'n paartjie gesels en hy luister na hulle, is dit amper asof daar 'n 2-rigting radio skakelaar is. Wat beteken soms met 'n mens die een lid van hierdie paartjie se stem so bietjie sagter draai en die ander een bietjie harder en dan weer die ander een sagter en die ander een harder. Dit beteken gee vir die een meer geleentheid om te praat en help die ander een om te luister en vice versa. Nou hiermee bedoel ek gewoon dieselfde. Wanneer ek dan, sal ons sê, die klank na buite afdraai en die klank na binne opdraai, dan kom ek agter dat ek eintlik in 'n plek en 'n posisie inbeweeg waar ek al hierdie goed wat my kan verhoed om by myself te kom en te bly en te wees, sodanig kan uitblok dat ek regtig by dit wat vir my 'n krisis of 'n probleem is, kan stil staan sonder dat ek noodwendig aan die probleem of die krisis dink, maar dat ek dink oor hoe dink ek hieroor? Hoe voel ek hieroor? So met ander woorde wat ek dan doen is, ek weet hierdie is die probleem. Kom ons sê byvoorbeeld ek het 'n probleem dat my kind op skool geboelie word. En ek weet nou dis die probleem, maar in hierdie stilte dink ek nie aan die boelie probleem nie. Ek besef hier is iets, 'n vaardigheid dalk, maar hier is iets wat ek dalk my kind moet leer om dalk beter te kan verstaan of te keer om nie net sommer te reageer, te onttrek of veg of vlug of wat ook al nie. So in hierdie proses wat ek myself kalmeer, begin ek aan 'n ander manier waar ek met meer wysheid gaan optree, dink, as wanneer ek net sommer skielik moet aan 'n oplossing dink en dit gryp en hoop dit gaan werk. So dit help my om my emosies sodanig te reguleer dat ek my denke en denkpatrone kan beïnvloed in terme van hoe gaan ek hieroor dink en uit die aard van die saak gaan dit aanleiding gee tot sekere dade. Verlede week, luisteraars en Willem, het ek gesê wyses om tyd te vind vir hierdie stiltes is om dit gewoon in ons skedule watter tyd ook al van die dag in te bou. En dan wil ek vandag 2 ander goed sê en dit hou verband met spesifieke rituele rondom hierdie stilte. Die eerste ene, en ek dink ons het ook al daaroor gepraat, maar ek wil dit tog binne hierdie konteks noem. Die eerste een is om dit intentioneel te doen. Met ander woorde, dit is iets wat ek beplan, iets wat ek wil doen en iets wat ek gaan doen. En nie net vir 'n dag of 2 nie, maar dit is iets, kom ons sê, my intensie is ek gaan dit doen in die begin van die dag.
myself 5 minute in die oggend gee en ek gaan dit intentioneel doen. Wat beteken, ek gaan fokus op my asemhaling, ek gaan fokus daarop om stil te raak in myself. En dan kan ek, soos ek uit hierdie stilte uitbeweeg, my dag kognitief vir myself begin beplan, reg dink amper as ek so kan sê, want nou is ek in 'n meer ontspanne staat om dan die perspektief wat hieruit gaan voortvloei, omdat ek meer en beter en helder dink en konsentreer, nou te kan toepas. Dit kan ook wees dat ek hierdie intentionele tyd gebruik as deel van my stilte tyd, waar ek dan baie spesifiek met bepeinsing en met werklike indagtigheid in gedagteverskoning omgaan met die woord of in gebed. Ons moet hierdie natuurlike stilte, met ander woorde waar ek spesifiek 'n stil omgewing soek, moet ons omhels. As ek daar buite in die natuur is, of ek is op 'n plek waar ek kan stil word, waardeer dit, geniet dit, sien uit na hierdie spesifieke plek. Wat ons baie keer doen, en ek dink ons vergeet dit soms, is dat om regtig met 'n goeie boek wat ons sit en lees, in stilte te lees en te fokus op wat ons lees, dat dit ook ons stil word, positief beïnvloed, enerzijds en anderzijds, en dis vir my baie mooi, dat dit ons helderder laat dink oor wat ons lees, en veral as dit 'n goeie boek is, dat ons daardie, soos die ouens sal sê, golden nuggets, daardie mooi stukkies diamante uit dit wat ons lees, gaan raak lees, en dat ons meer waardering daarvoor gaan hê, as wanneer ek sommer net 'n boek vat, en ek lees dit net gewoon, om die boek klaar te lees. Selfrefleksie, baie belangrik, aan die einde van die dag gewoonlik, om regtig te gaan sit en te dink en te reflekteer, hoe was my dag? En dit bring my terug by daardie oefening van 3 dinge waarvoor ek kan dankbaar wees. Iets dalk wat ek geleer het vandag, wat ek nog nie van tevore van geweet het nie. Iets wat ek goed gedoen het, waarmee ek in die verlede gesukkel het. So meer as net dit waarvoor ek dankbaar kan wees, ook dan dit waarvoor ek bly en dankbaar kan wees. En daar 'n stukkie vreugde is, wat ek hiermee saamvat in my nagrus in. Dat as ek môre opstaan, daar 'n meer van geneigtheid is, om met 'n positiewe gesindheid op te staan. En dan, wanneer ek bed toe gaan, onthou, ons sit alles weg, wat hierdie sogenaamde wit geraas kan veroorsaak, lig van 'n selfoon, of 'n tablet, of 'n rekenaar, of wat ook al, wat ons op 'n manier tog half onrustig hou, sodat wanneer ons bed toe gaan, ons lekker kan ontspan, doen 'n ontspanningsoefening of 2, of iets, en daar's baie van hierdie voorbeelde, wat ons ook op die internet kan kry, waar ek so 'n bietjie rek en strek oefeninge doen, om my liggaam voor te berei vir hierdie fase van rus waarin ek nou gaan. So wat doen stilte dan vir ons opsommend? Dit gee vir ons daardie ruimte vir onsself, om onsself te kan wees, en om te kan weet wie onsself is, om dit wat in ons is te kan raak tas, om te kan luister na ons asemhaling. Ja, as dit kan, selfs dalk ons hartklop, om bewus te wees van die mooi rondom ons, dalk partykeer net hoe die lig skuif in die venster, en dit wat ons na buite kyk, veral nou dat ons in die lenteseisoen is, of dalk net daar die algemene gevoel van, ek kan regtig net rustig wees en ontspan. So met ander woorde, ek herstel myself in aanhalingstekens
terug na 'n punt waar ek weer kan voel hoe dit voel om mens te wees en myself te wees. Mag dit vir ons elkeen 'n baie geseënde week wees.